Julle kinders, skool het begin. En die atletiek is om die baan, om die draai, né? Dis julle fiks, julle het die vakansie bietjie lekker geoefen. Ek wil vanmôre bietjie met julle gesels oor wat is die belangrikste ding om nie te doen as jy daar op die atletiekbaan is in die skoot klap en jy trek daar weg en jy hardloop na die wenpaal. Wat is die belangrikste ding wat 'n mens nie mag doen nie? Sê 'n bietjie vir my, weet julle? Wat het jou onderwys of gaan julle dit nog hoor? Die eerste belangrike ding is ek moenie rondkyk terwyl ek hardloop nie, né? Want dan hardloop ek van die baan af. Die tweede belangrike ding is ek moet kyk vir waarna toe ek hardloop. Nee. Dit is verskriklik belangrik. Derde belangrike ding is ek moet nie swaar skoene aan hê nie. Ek moet die regte skoene aan hê. Nee, anders kan ek nie die wedloop hardloop nie. Ek dink as my juffrou of my meneer dit vir my gesê het, sou Jannie Barkhuisen wat altyd daar vooruit gehardloop het, nie so ver voor my uitgehardloop het. Want ek het altyd gevoel, hoe kry jy dit reg om so vinnig te hardloop? Maar onthou 'n bietjie hierdie goeie, as daai skoot klap, is die belangrikste ding om vir jou pa of jou ma te kyk daar by die julle graad 1, graad R, julle gaan ons hardloop, is dit nie? Onthou om te kyk vir jou ma of jou pa wat daar by die wenpaal staan, en onthou om reguit te hardloop, nie skeef hardloop. En onthou om voluit te hardloop. Jy moet jou heel beste insit tot jy by die wenstreep kom. Want dis baie belangrik. En ek wil vandag met julle praat oor hoe belangrik dit is om te weet dat ons lewe is soos atletiek. In Hebreërs 12 wat ons gaan lees, gaan ons sien dat ons lewe is 'n wedloop. En ons hardloop almal na 'n wenpaal toe. Almal van ons, oud en jonk, is elke dag besig om te hardloop en om by die wenpaal te kom. Waar is die wenpaal? Is in die hemel. In hierdie wedloop waar ons almal is, pappa en mamma en oupa en ouma, as hulle nog leef en jou maats, is elke dag op die atletiekbaan. En die geheim is om te kyk na die wenpaal. En ek gaan 'n geheim met pappa en mamma deel. Vanmiddag as jy al aan die tafel sit, dan wil jy by pappa en mamma hoor. Wat het Dominee nog gesê oor wat gebeur wanneer ek op die wenpaal kyk? Wat gebeur met elke mens wat hardloop? Die groot geheim is nie om te wen nie. Die groot geheim en die lekkerste is om te hardloop. So onthou nou, vanmiddag as jy aan tafel sit, dan vra jy 'n bietjie vir pappa en mamma of hulle kan onthou wat gebeur as 'n mens met 'n mens as jy jou oë op die wenpaal hou. Wat gebeur binne in jou? Maar ek gaan nie nou met julle daaroor praat nie. Julle kan maar so lank gaan en dan kan julle gereed maak vir die Sondagskool, kategese, en ons as ouers maak ons Bybels gereed by Hebreërs 12 vers 1 en vers 3. Die liedere wat ons vanmôre gesing het, is ongelooflike mooi liedere wat by die erediens pas en by ons boodskap gaan pas in die gedeelte wat ons gelees het, maar ek het al agtergekom, ek sing baie keer sonder om na die woorde te luister. Ek geniet dit sommer net so lekker om te sing en dan besef ek nie, wat het ek eintlik nou gesing nie? Net dit al met jou ook beleef. As ek nou vir julle vra, kan julle onthou die 4 liedere wat ons gesing het? dan vergeet 'n mens. Want 'n mens raak so vervoering met die sing, né? En ons gaan vandag sommer net so 'n bietjie kyk na 'n eeuoue stuk waarheid in die Bybel wat ons mis. En dis die geheim wat ek met julle wil deel. Ek wil met julle praat oor
oor geestelike energie. Wat is jou energievlakke op hierdie stadium? Waar lê jy met jou entoesiasme? So tussen 0 en 10. Wat sê jy? Hoe entoesiasties is jy oor die lewe? Jy weet die woordjie entoesiasme, né? Kom van entheos, né? Wat beteken in God. Hoe naby is jy in die Here? Want dit bepaal jou energievlakke. Is jy nog so opgewonde om op te staan in die oggend toe jy 'n kind was? Hy wakker word en wonder, wat gaan ons vandag doen? Is die lewe nog vir jou 'n fees? Of miskien moet ek vra die mense langs jou, wat saam in jou lewe, sal hulle dit sê? Ek onthou so, daar was 'n vorige staatspresident, ons jonger mense weet nou nie van John Foster nie. Hy het so gepraat, ek glo, en dit is my diepste geloofsoortuigings, kan julle onthou? En ek sê dit met nadruk. Toe vra sy sekretaresse eendag vir hom op, meneer die eerste minister, hoekom glimlag u nooit nie? Toe sê hy, maar ek is dan nou besig om te glimlag. Is jy so besig om die lewe te geniet dat niemand dit regtig raak sien? Wat is al fout met jou? As jy lewensenergie verloor het, en jy so tussen 50 of dalk 60 uit 10, uit 100, hoe kry mense dit weer terug? En dis waaroor ons skrifgedeelte vanmôre gaan. Maar kom ons word net stil voor ons lees. Ons vra die Heilige Gees om ons geestesoë oop te maak, sodat ons kan verstaan wat is entoesiasme, wat is blydskap en oorvloed. Waar mis ek iets? Waar het ek 'n blinde kol? Kom ons vra die Heilige Gees om ons die bodemlose rykdom van hierdie woord net so oop te breek, dat ons net so ietsie hoor en dit later met die kinders kan gaan deel, of met jou kleinkinders. Ons word stil voor U. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons almal hier by mekaar kan wees. Dankie dat U, Here Jesus, vir ons sê, as julle in my naam by mekaar is ek by julle. En dankie dat U Gees uitgestort het in elke mens. En dat ons vanmôre kan bid, Here, dat U Gees aan ons sal openbaar wat U geïnspireer het in Hebreërs 12 en in die hele Bybel. O Heilige Gees van Jesus, maak ons harte oop. Maak ons geestes oop, sodat ons weer hierdie wedloop waar ons is, met vreugde kan hardloop, ten spyte van die swaar kry wat ons belewe soms. Praat met ons, Here, sodat ons ook kan gaan praat oor waar kry mens lewensenergie? Hoe kan ons 10 uit 10 energie in ons lewens hê? Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Hebreërs 12, ons lees vers 1 en 3 en dan gaan ek ook vers 12 en 13 met julle lees. Nou, dit gaan aan by Hebreërs 11, ek sal net nou in die boodskap met julle daaroor praat. Hy sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, en hy praat van Hebreërs 11, julle moet dit eintlik gaan lees om te sien wie's al die geloofsgetuies. Ek gaan net so iets daarvan sê. Laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë
wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vers 12. Versterk daarom die slap hand en die lam knie en loop jy reguit pad. Dan sal die wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Wat hoor jy in die ondertoon in hierdie gedeelte? Jy hoor van 'n wedloop en jy hoor van versterk jouself. En wat hoor jy nog? Ek wil begin met 'n Griekse mitologie. Griekse mitologie is in die Griekse wêreld was daar 'n klomp verhale wat mites was, wat boodskappe ingehad het. Jy kan gerus as jy wil bietjie gaan lees in die Griekse mitologie. Dis 'n klomp verhale wat daai tyd geskryf is met spesifieke boodskappe. Dis nou voor die Bybel geskryf is. Nou die een verhaal is van 'n koning Sisyphos. Koning Sisyphos. Hy het 'n fout gemaak en hy was skelm gewees en hy het 'n straf gekry. En hy moes as straf hy 'n groot swaar klip. Julle moet 'n bietjie op die internet gaan lees van hom. Moes hy net opstoot tot bo teen die berg. En as hy daar bo teen die berg die klip opgestoot en die klip staan daar, dan is hy vrygespreek. Dit was sy straf. En koning Sisyphus het sy straf op hom geneem en hy het die groot ronde klip begin rol teen hierdie skynstok. Nou sê die verhaal, toe hy so 3/4 van bo kom, toe raak hy moeg. En hy het so bietjie gaan rus en toe hy sy greep op die klip verloor, toe rol hy klip weer af tot heel onder. En toe het hy besluit, maar ek sal maar weer probeer, want ek wil regtig nie vir altyd skuldig voel. En hy het daai klip gevat en hy het hom weer gerol. En net so voor hy heel bo kom, dan verloor hy die greep en dan rol die klip weer af. Nou die verhaal gaan so dat as 'n mens jou verlede nie kan los, dan het jy 'n straf in jou lewe wat jy altyd saam met jou vat. Sonde haal jou altyd in. Jy kry dit eintlik nooit afgeskit. Mense vergeet dit nie. Dis eintlik die verhaal. Jy kry eintlik nooit klaar nie. Koning Sisyphus het toe nooit klaar gekry nie. In sy hele lewe deur het hy hierdie klip opgerol. En die boodskap is dat ons moet weet dat wanneer ek 'n fout begaan het, maak dit my moeg. Dis waarom die Hebreërs skrywer sê, gooi elke las af wat jy het. Maak nou klaar met jou verlede en ook die sonde wat jou verstrik, wat jou vashou om voluit te lewe. Ek word sommer moeg as ek hierdie verhaal lees van koning Sisyphus, hoe hy elke dag maar net probeer het. Nou wil ek vra, wat maak jou moeg? Ek weet dis mense onder ons wat net nie moeg raak nie. Ons sal later in die gedeelte agterkom, hoekom word hulle nie moeg nie? Maar wat is dit wat jou moeg raak? Wanneer raak jy gedaan? Wat is die goed wat jou energie so dreineer? Moet jy net voel, die lewe is nie lekker nie. Dan sê jy vir my werksroutine, dis 'n dodelike routine. Ek sit op vakansie en dan dink ek aan daai routine wat ek weer moet terugdoen. My werksomstandighede by die werk, my werksure, dit hou net aan en aan, ek raak nie klaar nie. Die internet het gemaak dat ek baie ure meer werk as ooit. Die bekleierery by die werk, van die wêreld maak my moeg. Die onsekerheid wat ek het oor die toekoms maak my sommer net moeg. My gesondheid wat nie wil regkom nie. Ek sukkel nou al so lank met hierdie ding. My ouderdom, my almekaar se gepyne maak my moeg.
lewensmoeg. Sielkundiges sê, as 'n mens aan mekaar blootgestel word aan spanning, dan kan dit maak dat jy regtig afgestomp raak en dat jy jou lewensenergie verloor en jou lewensvreugde. Om fisies en geestelik moeg te wees en die dag het begin en jy is nie regtig lus vir die dag nie, is 21. Om net uit te sien na 'n vakansie en nie jou lewe en jou werk en wat jy ook al doen te geniet nie, is baie erg. Jy lees jou Bybel, maar dit voel vir jou of dit jou nêrens bring nie. Jy praat met die Here vanmôre of vanaand, maar dit voel vir jou of jy teen 'n plafon vasbyt. Jy probeer met mense praat oor die Here, oor jou verhouding met die Here. Partymal is jy te skaam daaroor, maar dit help ook nie. Dan begin jy soms wonder, is dit die moeite werd? Is die lewe die moeite werd? Is dit regtig, wat is daar in die lewe? Ek wil vandag vir jou sê, en dis wat die skrifgedeelte vir jou sê, en as jy nie nou so voel nie, gaan jy dalk so voel, as jy nie hierdie boodskap ter harte neem nie. Hou moed. Daar is 'n uitweg om die lewe voluit te geniet, om lewensenergie te hê. Daar is 'n uitweg. Die Bybel praat van hou dan op met daai slap hande en lam knie. Nee, ek onthou my ma het altyd vir my gesê toe ek so tiener was, wat rus jy so op jou laure? Kom lê jy so. Julle weet mos hoe is 'n tiener. Ek wil sommer net so ietsie vertel. Ons is een keer in 'n bidhuur en ek hoor 'n tannie bid. Oh Lord, please forgive us that we are always on our laure. En toe ons nou amen sê, toe vra ek vir die tannie, what is our laure? Want my ma het altyd vir my gesê, jy sit op jou laure. Wat is jou laure? En sy weet nie, maar sy het dit gebid. Nou dink ek gaan my ma 'n bietjie bel. Sy het dit vir my gesê, sy sê in die ouer tyd, sy vul elke blokkies raaisel in, en ons kinders ook, as ons nie 'n antwoord kan sê, dan sê ons gaan vir ouma bel. Nou bel ek my ma, nou sê ek vir ma, nou sy al 90, wat is 'n mens se laure? My ma sê vir my, nee, ek weet nie, maar jy het altyd op jou laure gesit, sê sy vir my. Ek sê, maar wat is daai laure wat waarvan praat waarop 'n mens sit? Sy sê, nee, ek weet nie. Ek sê, is daar nie iemand in die ouer huis wat dalk vir mense kan sê, wat is jou laure? Sy sê, nee, ek dink hier is iemand slimmer as ek in die ouer huis. Ek dacht toe, ek gaan 'n bietjie op die internet kyk. Wat is laure? Het jy al gekyk daar? Dit is 'n laurierkrans. Dis 'n Hollandse spreekwoord. Mense wat in die Olimpiese spele iets gewen het 'n laurierkrans gekry. En om op jou laure te sit, is om op jou potensiaal te sit. En dit nie te gebruik nie. Dis eintlik so mooi. Nou sê hierdie gedeelte in die Bybel, hou op met jou lam knie en jou slap hande. Begin om te fokus. En nou sê hy, die lewe is 'n maraton. Dis 'n wedloop waarin ons is. Maar hy gebruik ook 'n beeld om vir ons te vertel van misterieuse goddelike krag wat daar vir elke gelowige is. Soos wat Jesus krag gekry het terwyl hy baie moeg was, het hy innerlike krag gehad. Wat is dit? Waar kry mens dit? Die lewe, almal van ons is in 'n maraton en 'n wedloop. Wat baie erger is as die komrits. Maar daar's 'n wenpaal en dis die hemel waartoe ons eintlik op pad is. En die Here Jesus het gesê in Markus 13:13, alleen wie tot die einde toe volhard sal oorwin.
Ons moet hierdie wedloop waarin ons is, moet ons aanhou. Totdat ons by die wenpaal uitkom. En nou sê Hebreërs 11, ons is 'n klomp toeskouers wat vir ons kyk in hierdie wedloop. Dan praat hy van Abraham, kyk na Abraham hoe hy volhard, kyk na Noag, kyk na Moses, kyk na Josef. Ag, ons kan nou elkeen se storie vir julle vertel. Ons almal gelowiges wat dit nie maklik gehad het nie, maar wat volhard het. In Hebreërs 11 verduidelik dit vir ons. Hoe dat hulle voortgebeur het en die Here hulle geseën het en ons praat vandag nog oor hulle geloof wat hulle gehad het. In hierdie gedeelte wil vir ons sê, al voel ek of ek nie meer energie het nie, al voel ek of ek nie asem het vir die dag nie, al voel dit vir my of my voete soos loodblokke is, ek kry nie gedoen wat ek graag wil doen nie. Sê hy vir ons, kry jou fokus reg. Hy sê, baie mense sê, lees net jou Bybel, bid net bietjie langer elke dag, gaan sien net 'n predikant, kry lewe. Maar dis nie waar lewensenergie is nie. Dis alles mooi en goed, maar die Hebreërs skrywer gee vir ons ander raad as om te sê, lees net meer Bybel, of gaan sien net jou predikant, of bid net langer en meer, of sing net 'n bietjie meer. Dis nie die raad wat ons in Hebreërs 12 en in die hele Bybel kry oor lewensenergie. En die raad is hier eintlik so eenvoudig. Wat sê hy vir ons? Jy kan nie in 'n wedloop hardloop as jy 'n klomp goed het wat jou vashou. Nee, ons het net met die kinders gepraat. Jy kan nie met swaar skoene hardloop nie. Jy kan nie voluit hardloop en dan nog steeds sonnetjies troetel in jou lewe nie. Klaar kry, sê gooi elke las van jou af. Jy's in 'n wedloop. Het julle al atlete gesien hoe maak hulle gereed vir daai wedloop? Hulle trek die regte klere aan, die regte skoene, en hulle sorg dat hulle fiks is vir daai wedloop, hulle berei hulle voor, en dan die tweede raad wat hy sê, behalwe gooi elke las af, ook die sonde, sê hy, hou jou oë op Jesus. Kyk vir Jesus, terwyl jy hardloop. Fokus op Jesus, soos daai laerskoolkind op sy oupa of ouma of pappa en mamma daar by die wenpaal fokus. Julle al die videoetjies gesien hoe hulle so fokus. Dis eintlik so mooi. En dit gee hulle energie. Hulle vergeet van alles en hulle hardloop. Fokus op hom. Daar's ongelooflike krag. Kom ek vat voorbeelde van hoe belangrik is dit om reg te fokus. Het jy al 'n cricketspeler gesien? As 'n cricketspeler 'n kolwer staan en kyk vir die bowler wat aankom. Het julle al gesien hoe fokus daai speler? Hy's absoluut kyk hy vir daai bal en daai bal kom vinnig, né? En as hy bal kom, hou hy sy oog op die bal tot hy hom klaar geslaan. En dieselfde met tennis. 'n Tennisspeler slaan nie die bal terwyl hy daar kyk waar hy hom wil hê nie. Hy slaan die bal terwyl hy vir die bal kyk en sy doel bereik. Dieselfde met 'n rugbyspeler. Het jy al gesien as 'n rugbyspeler pale toe skop? As hy daai bal tref, is sy oog op die bal. Is hy sy oog afhaal, dan is hy vinnig genoeg om op 'n swak hout te sien. So vinnig. Fokus op die bal. Fokus op die Here Jesus, sê hy. En dit is 'n misterie. Daar's 'n geheim wat gebeur. Die oomblik as jy kyk na die Here Jesus en hom dophou, as jy opstaan en as jy lewe en waar jy ook al gaan, dan kom daar geestelike krag in jou. Kom ek vat 'n ander voorbeeld. Het jy al Psalm 23 gelees? As jy so 'n bietjie al was. Wat gebeur met jou as jy Psalm 23 lees?
Jy word 'n nuwe mens. Hy praat ook daarvan, hy verkoop my siel, hy gee my nuwe krag. Maar dis wanneer ek fokus op die Here. Die oomblik as jy jou fokus van die Here Jesus afhaal, dan gaan die krag uit jou uit. Ons teks sê, dat Jesus het vir die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, dat die vernedering verduur. Ons lewe gaan nie skielik in 'n sprokieswêreld verander nie. Die swaars kryg in die lewe gaan nie skielik verbygaan nie. Ons gaan nie skielik sommer net begin vlieg soos 'n voël nie. Maar ons gaan geestelike krag hê, geestelike energie. In Jesaja 40 vers 31, wat staan daar? Die wat op die Here vertrou, wat staan daar? Kry, ken julle daai teksvers? Nuwe krag. Dan staan daar, hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Dis asof dit die hele spektrum van ons lewe uitbeeld. Vlieg, hardloop, loop maar. Kry nuwe krag. Die Here Jesus, die oomblik as 'n mens op hom fokus, gee hy vir ons daai misterieuse krag. Wat net binne in jou is en jy sien kans vir alles, al is dit hoe swaar in die lewe. Al word jy verneder, daar is net krag. Het julle vanmôre geluister na Jolanda Kokkie? Ons het nou so geluister, sy het 'n getuienis gehad, die vrou wat ontvoer is en lank in 'n tronk was. Sy vertel daar hoe sy net krag gekry het by die Here. Sy sê dit was nie sy self nie. Hy wat in ons is, lees ons, gee vir ons nuwe krag, meer as wat ons kan dink of bid. En ek wil afsluit met 'n baie besonderse storie van 'n Spaanse skilder. Hierdie Spaanse skilder moes die laaste nagmaal, die avondmaal, moes hy uitbeeld. En hy het 'n vreeslike groot doek gehad waarop hy dit uitgebeeld. Dit was 'n baie groot skildery. En hy het die disippels geskilder, elkeen in detail, en hy het die beker geskilder, en hy het die brood geskilder, en hy het al die skaduwees reg gehad, en dit het gelyk of die skildery lewe. En toe hy nou sy skildery uitstal by die galery, en die klomp mense kom kyk, staan hy daar terwyl die mense kommentaar lewer. En die een ou sê, kyk net hoe's daai beker gedoen, kyk net hoe blink hy. Kyk die brood, dit is ongelooflik, dit lyk of mens die brood kan vat. Sê, kyk net hoe lyk Judas. En die een na die ander een vertel net waarom hulle moet kyk. En hierdie skilder het hartseer geraak en hy het sy verfkwas gevat. En hy het hierdie hele groot skildery het hy doodgeskilder behalwe die Here Jesus. En hy sê vir hulle, as julle die Here Jesus miskyk in my skildery, dan het ek nog nie geslaag nie. En dis wat die lewe is, wat Hebreërs 12 vir ons wil sê. As jy gefokus het op Jesus, dan is die ander goeders uitfokus. Want jy lewensenergie. Hou jou oog op die bal. Hou jou oog op die Here Jesus. En dan gebeur lewensenergie. En dit is in die geloof wat dit gebeur. In Efesiërs lees ons 2 keer hoe dat Paulus bid vir sy gemeente. Here, mag my gemeente se geestes oopgaan, sodat hulle die krag kan beleef wat U mee uit die graf uit opgestaan het. Dis die krag wat in ons kom. Dis nie sommer net krag, dis opstandingskrag wat in ons is. Al gaan dit so, kry ons daai krag. En ek wil jou daag om hierdie boodskap te gaan beproef. Miskien kan jy in jou lewe terugkyk en jou momente onthou, wat jy onthou. Ek was in 'n gat, maar
Maar my fokus op Jesus het vir my krag gegee om aan te gaan. En dis die doel wat die Here het met die nagmaal. Hy wil hê ons moet net weer op hom fokus. En hy sê, elke keer as julle by mekaar kom en julle gebruik die nagmaal, dink net weer aan my, kry net jou fokus weer reg. Die nagmaal is 'n onthoumaaltyd. Ek moet net onthou, wat het Jesus aan die kruis gedoen? Wat het Jesus alles geleer? Hoe het hy gelewe? En wat het hy nou besig om vir my te doen? Dis 'n onthoumaaltyd. Ek moet lekker net weer terugkyk en net my fokus reg kry. Die tweede ding, die nagmaal is 'n seker wees nagmaal. Dis om seker te wees dat die Here Jesus het sy bloed geoffer en die Vader het die offer aanvaar. Dat ek nooit weer hoef te offer. Dat ek net dankbaarheid kan wys in my lewe. Dis 'n offermaaltyd waarin ons moet dink aan wat het Jesus vir my gedoen. En dan sit ek nie met 'n lang gesig nie. Ek sit met 'n dankbare gesig, Jesus Here. Wat het U nie vir my opgeoffer nie? Wat kan ek vir U opoffer? Die derde belangrike ding is, dis 'n naby wees nagmaal. Dat die Here Jesus se naam wat die engel vir hom gegee het was Immanuel. Onthou, hy's God met ons Jesus. In die laaste oomblik voor Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy gesê, en onthou, ek is by julle al die dae tot met die volëinding van die wêreld. Dis 'n maaltyd wat ons laat dink aan die Here se nabyheid. En die vierde belangrike ding van die nagmaal is, dis 'n uitsienmaaltyd. Soos wat die Here Jesus uitgesien het na die hemel om weer by sy Vader te wees, het hy al die swaar verduur. So moet ons ook uitsien na die hemel en ons oë gefestig hou op Jesus en hierdie lewe voluit lewe. Is julle reg om die nagmaal te gebruik? Ek nooi julle in die kerkraad nooi julle om saam met ons die nagmaal te hou. Dink daaraan, het jy al jou sondes afgeskit? Het jy berou oor jou sondes? Is jy besig om te hardloop in 'n wedloop waarin jy 'n klomp goed van die verlede met jou saamvat? Jy onthou dit van jou man, en jy onthou dit van jou vrou, en jy onthou dit van jou neef, en jy onthou dit van jou werkgewer, en jy onthou. Die Here sê, nee. Jy kan nie in hierdie wedloop loop. Jy kan nie hardloop as jy nie klaarmaak met die verlede nie. Sien in die week 'n vrou wat vir my sê, ons was in vakansie by die see, en ons as gesinnetjie het ou Kersaand het ons gaan sit oor wat is daar wat ons moet nou los. En hulle het alles neergeskryf wat hulle moet los, wat hulle vashou van die verlede. En sy sê hulle het voor nuwe jaar het hulle see toe gestap. En alles wat hulle neergeskryf het hulle in die see in 'n papier laat nat word en gesien hoe dit verdwyn. In die nuwe jaar ingestap, niet. Waar is jy? Dink vir 'n oomblik voordat ons die nagmaal gebruik. Ek wil vir jou vra. Herhaal agter my aan die volgende woorde as jy wil. Sê saam met my. Ek glo in die Here Jesus, my verlosser. Sê dit saam met my. Ek glo in die Here Jesus, my verlosser. Ek weet dat hy vir my sonde gesterf het. Ek weet dat hy vir my sondes gesterf het. Ek het hom lief met my hele hart. Sê saam met my. Ek het hom lief met my hele hart. Ons Vader wat in die hemel is, dankie. Dankie dat U vir ons die geheim gee vir geestelike krag. Dankie vir die nagmaal wat U vir ons gee vandag om terug te dink aan wat U vir ons gedoen het.
maar ook te weet dat U is by die wenpaal en U wag daar vir ons en dat ons oë nie van U moet afhou. Help ons Here om daai geestelike krag, daai dinamiese goddelike krag, daai opstandingskrag te kan beleef ten spyte van die omstandighede. Here, dankie vir die nag. Ek gee 'n geleentheid vir elkeen om sommer net vir 'n oomblik te dink. Wat is daar wat jy moet afgooi? Wat jou pla in hierdie lewensstryd? Sê dit nou vir die Here. En maak nou klaar met die verlede. Amen.